Ink skryf in Afrikaans webwerf www.ink.org.za Februarie 2026 Prosa wenner. Eensaamheid sonder stilte, geskryf deur Hester Steenkamp. Wanneer jy anders is, word jou andersheid selde gesien as iets besonders. Dis eerder iets wat ander wil regmaak, of hulle vermy jou liefs heeltemal. Jy leer vinnig dat hulle nie woorde gebruik om jou te laat verstaan dat jy nie inpas nie. Dit lê in die manier waarop hulle na jou kyk, of die manier waarop jou menings beleefd geïgnoreer word en jy as naïef of te sensitief afgemaak word. Jy voel hoe jy jouself begin weeg en dan te lig bevind. Jy begin skaaf van jouself en trek terug. Jy raak stiller, minder, makker. Jy neem 'n tipe moenie my raak sien nie houding aan. En dis nie asof jy nie probeer het nie. Jy probeer om oor die regte dinge te praat, te luister na stories oor mense wat jy nie ken nie, of onderwerpe waarin jy nie werklik belangstel of verstaan nie. Dis bykans asof jy 'n vreemde taal moet leer praat, wat nie jou moedertaal is nie. Jy maak die klanke na, maar jou aksent bly deurslaan en jy besef jy sal nooit soos hulle klink nie. Dan begin jy jou taal tem, jou gedagtes inperk, jou kern wegsteek en voor jy weet, voel jy ontuis in jou eie vel. Jy raak 'n vreemdeling vir jouself. En steeds bly daar 'n afstand, 'n onuitgesproke grens wat jy nie kan oorsteek nie. Want hulle leef volgens 'n wêreldbeskouing waarin jy nooit werklik 'n plek gehad het nie. En waar hulle ook nie bereid is om plek vir jou te maak nie. Dis 'n soort eensaamheid wat niks met stilte te doen het nie. En dit is dalk die moeilikste deel, om te besef dat die probleem nie jou pogings is nie, maar die beperkte beweegruimte wat hulle vir jou los. Hul definisie van normaal is eng, en alles wat buite daardie raam val, word met agterdog beheen. Jy herinner jouself kort dat jy nie verkeerd is nie. Jy's net 'n ander kleur in 'n palet wat net een skakering aanvaar. Dit maak seer om nie aanvaar te word in 'n gemeenskap waar jy moet leef nie. Maar dit het ook 'n vreemde krag. Die besef dat jy nie jou siel hoef te verruil vir 'n plek by jou tafel nie. Dit raak later iets persoonliks wanneer jy die moed kry om nie meer te probeer inpas nie. Dan is jy, sonder om verskoning te vra daarvoor. Maar dit kos jou baie tyd en trane om tot op daardie punt te kom. Baie trane en bykans 'n leeftyd. Die heerlikheid is wanneer jy in die loop van jou lewe op onvoorsiene afdraaipaaie beland en mense vind vir wie jou andersheid nie 'n bedreiging is nie, maar iets wat erken word en aanvaar word. Hulle herken hulle self in jou en jy jou in hulle. Mense wat nie vra dat jy moet verskraal om in te pas nie, wat jou raak sien. En dan weet jy, ek behoort. Voorgelees en saamgestel deur Christa Dierks.